Ons is in die laaste boodskap oor die hele gedagte van integriteit. Ons het 'n 3 weke reeks afgeskop oor integriteit en waaroor integriteit gaan en wat integriteit behels en hoe integriteit gebou word in ons lewe. Vanmôre gaan ons omland wanneer ons 'n bietjie met Efesiërs 4 gaan werk. So as jy jou Bybel by jou het, is jy welkom om Efesiërs 4 oop te maak en sommer lekker as jy met 'n pen gaan en jy maak notas sommer in jou Bybel soos ons praat. Ek dink dit help net altyd om beter te onthou en so Efesiërs 4 en hierdie hele reeks het intendeel Efesiërs hanteer, maar Efesiërs 4 praat amper oor die gedagte van ritmes. Ritmes in ons lewe, in ons alledaagse lewe, en soos wat ons ritmes in ons lewe inbou, sien ons hoe dat daar groei kom, verandering kom. Nou ek wil net dit sê, hierdie het niks met jou identiteit te doen nie. Integriteit, die ritmes wat jy inbou in jou lewe om te groei in jou integriteit, het niks met jou identiteit te doen. Wat jou identiteit as kind van God, in daai opsig jou identiteit, as kind van God, het Antoinette verlede week gesê, staan vas. Jy die Here, daar's een ding wat jou red. Niks wat jy doen nie, daar's een ding wat jou red. Jy het gereageer op wat Jesus Christus vir jou aan die kruis gedoen. Dis die ding wat jou kind van God maak. Maar God begeer dat ons sal groei na sy beeld, en sy gelykenis. En dis die pad van integriteit. Dis die boodskap, dis die waar ons nou is oor ritmes in Efesiërs 4 en nou ek wil julle iets vertel van ritme. Nou ek weet nou nie as ek vanmôre gaan sê wie van julle was in die kadette gewees. Wie het kadette by hulle skool gehad? Kan ek gou sien die hande in die lug? Kadette, jy moet 'n sekere ouderdom wees om te weet wat kadette is. Kadette was amper 'n tipe van 'n voorbereiding vir die weermag. So daar was so 'n tipe van 'n voorbereiding, so oriëntasie gewees. So iets so amper van 'n amiklere gedagte gehad wat jy aangetrek het. Dit was nou lekker want dit was afperiode gewees. So dan het jy gemassage, ag nie gemassage nie, dit doen jy gemasseer, gemassage. Massage het nou lekker wees, ja. So ek onthou hoe daai ouens, daar's ouens wat net nie het kon regkry, hulle het hom so gevang. Dit was altyd vreemd geweest om te sien hoe ouens wat nie koördinasie het nie, daai oefening deurwerk. Daar was ritme geweest in dit. Die ding wat my egter frustreer het van dit, is van tyd tot tyd, ek weet nie by julle skool nie, maar by ons skool, het hulle die weermag kopperaaltjies gekry, om te kom verduidelik, hoe hierdie oefening gedoen word. Dit het my grensloos gefrustreer, dat hulle so op my skree, en ek het my sarsie gehad daarna in die weermag ook, maar ek het net gevoel op skool, wie is jy om op my te skree? En hier is die ding wat ek gevoel het is, man, jy skree net om shine te vang voor die meisies. Dis al hoekom jy nou hier so staan en skree. So ek het nou dit gekyk en gedink, joh, ek wil iets hier aan doen. Hierdie werk nie lekker vir my nie. So ek wil strategies wil ek uitfigure, hoe kan ek hierdie ding sidestep? Dat hierdie ouens, ek het nie nodig om opgeskree te word nie. En ek het so gekyk en toe besef ek, maar ons het 'n orkes, 'n kadet orkes. Hulle het geoefen daar by die kluis, so groot inloopkluis by 'n skietbaan wat ons gehad het, en al die instrumente was ook daar geberre in hierdie kluis, so hulle het altyd daar gesit en oefen, en ek het gesien, niemand skree op hulle nie. Hulle doen hulle eie ding. En ek het geweet, dis die plek waar ek moet wees. Die enigste probleem is, ek het nie enige instrumente gespeel nie. Maar hoe moeilik kan dit wees om dit te doen? So ek het soontoe gestap en vir die ouens gesê, luister boys, is jy 'n plek vir my en my chomma, ons wil graag die orkes join. Nou dit het seker gehelp dat ek die eerste span kaptein was en het hulle vir my graag 'n plekkie gegee. Wat kan jy speel? Niks nie. Maar ek vermoed daai basdrom is nie te moeilik nie. Ek sal hom vat. Ek sal die basdrom speel in my pel. Ek sien as 'n stel simbale. Geef vir hom die simbale, vir my die drom. Ons gaan julle nie teleurstel nie. Dit was my strategiese poging geweest, min wetende dat ek my daar opsign, want ek wil na die Valskern bataljon toe gaan as ek nou die dag weermag toe gaan. Dit is my droom geweest, ek wil gaan parachute het. En toe beland ek in die weermag orkes. Speel die basdrom. Hier is 'n ou wat van musiek niks al weet nie, maar tree voor die president op en ons maak musiek vir almal wat belangrik is. Maar daar het ek iets ontdek
van die belangrikheid van ritme. Veral as daar so 800 troepe saam met jou op daai ritme begin stap en jy stap deur die strate van Oudtshoorn en al die plekke waar ons groot geleenthede gehad het. En ritme is die ding, die tempo wat alles bymekaar gebring het. Maar dink 'n bietjie, is nie net 'n musiek so nie, is eintlik hoe die lewe werk. Dink aan biologie. Vanmôre, ek het die voorreg gehad om onlangs met 'n kardioloog te praat, wat nou meer 'n kardioloog is nie. Maar ritme is belangrik. As jou hart nie in ritme is nie, is daar moeilikheid. Jy voel hom, jy sien hy gee moeilikheid vir jou. Maar die natuur is ook so. Die natuur het sy ritmes, daar's 'n tyd vir alles om te gebeur in die natuur, daar's 'n natuurlike ritme, wat alles bymekaar bring, en presies net so ouens, wanneer dit kom by die integriteit van ons lewe, het dit te doen met ritmes. Die ritmes van jou lewe. Wat is die ritmes? Hoe lyk die ritmes van jou lewe? Wat het jy in jou lewe ingebou? En die groot vraag wat ek en jy op 'n gereelde basis dalk moet vra, net vir jouself, is om te gaan sit en te reflekteer en te sê, dink 'n bietjie oor jou lewe, gaan sit net 'n bietjie en dink oor jou lewe, en vra vir jouself die vraag af, waar is jy nie meer in pas met die ritme van Jesus Christus se karakter nie? Waar kom jy agter, hoor jy, het ek bietjie pas verloor, of ek het te vinnig gegaan, of ek is nie in pas met God se karakter, dit wat hy sê oor my lewe, en wat hy, die voorbeeld wat hy vir my kom stel het nie. Nou, hier is die probleem. Die probleem is kultuur. Kultuur het so sterk stem gekry. Ons het 'n sê ding in Doxdale in die leierskap wat ons sê, culture eats theology for breakfast. Jy kan met jou teologie kom en verduidelik, maar as 'n ou so in 'n kultuur gewoond geraak het aan 'n sekere manier, is hy nie baie maklik oortuigbaar nie, want die kultuur van die dag, die kultuur van my omgewing het my gevorm op 'n manier waar ek oor goeters dink, en al sê die teologie anderste, ek is gevorm op hierdie manier, en jy weet, en dan het ons in Suid-Afrika nog hierdie ding ook, niemand vertel my niks nie. Sort dit self uit. En dit gaan oor gewoontes. Kultuur het baie te doen met gewoontes wat oorspoel in ons lewe in. Gewoontes wat, jy weet, jy is in 'n kultuur met sekere gewoontes, en daai gewoontes spoel oor in jou lewe, en dan word dit deel van jou kultuur. So, ek het groot geword in Brakpan. En in Brakpan, Hendrik Potgieter, nommer 64. Dalview, Brakpan. En daar so iets wat my maale regtig besonder gedoen het, was, hulle het vir ons die eerste swembad ingesit in die straat, in die trampolien gehad, en al die maatjies was altyd daar, en ons het almal altyd saam gekyk. En die ding wat ook eerste was ons het die eerste TV gekry. Daar was 'n tyd, Karel, waar daar nie TV's was nie. Ek weet jy weet dit nie, maar daar was 'n tyd waar daar nie TV's. So ons het die eerste TV gekry. En dit was amazing geweest. En dan kan julle onthou toe die TV's net uitgekom het, ons het so lekker swart en wit enetjie gehad, en dan het hy altyd so ronde sirkel gehad met die blokkies en die goed. En hoe laat het die TV begin? 6 uur. 6 uur, nee, TV begin. Jy het dit geweet, Karel? TV het begin, en dan was die tyd wat die TV klaar gemaak het. Ek dink dit was aanvanklik 9 uur en toe later 12 uur, dan sluit hulle so af met die landsvlag. Stem, speel. Uit die blou van ons hemel. Nou 6 uur, as die TV begin, dan sit ons sitkamer uitgepak. Die mense sit almal reg vir die eerste show. En wie kan onthou wat was die eerste show gewees? Haas Das se nuuskas. Ja, julle onthou hom. Almal sit reg om Haas Das se nuuskas te kyk. Die hele straat is daar uitgeparkeer, ons moes stoele indra. En ek onthou hoe ouens op die sypaadjies TV gekyk het. Onthou julle dit? So by waar die TV's verkoop word, in die winkels, dan staan hulle in die winkel, of was dit net 'n Brakpan ding? Oralste gebeur. En hier's die vraag wat ek vir jou vra, as jy dink aan wat op die TV was, en wat vandag op TV is, en wat 'n absolute taboe sou gewees het, in daardie tyd, maar vandag is dit die norm, is aanvaarbaar. I mean, daar is so baie goed, nee.
pas so baie goed. En hierdie is iets van wat vir ons kom sê, hier's 'n kultuur waar daar gewoontes oorspoel. En sonder dat jy weet, raak jy bewus van goeders, leef jy in 'n bepaalde kultuur wat deel word van jou gewoontes, wat oorspoel in hoe jy optree. En dis die probleem wat Paulus gehad het. Hierdie is nie 'n nuwe probleem van kultuur nie. Dit kom baie, baie lank van gewoontes wat oorspoel. Paulus kom in Asië. Dan kyk hy na wat in die gemeenskap gebeur, en hy sien die values wat verander het. Hy sien die gewoontes wat oorgespoel het. Maar dan sien hy hierdie gewoontes het in die kerk ook ingespoel. Binne in die tempel is hulle besig met vreemde goed. Hulle het vreemde seksuele praktyke, wanpraktyke. Hulle het verskriklike afgoderry wat hulle mee besig is. Hulle is besig met kinders. Hulle het so ver gegaan dat hulle kinders geoffer het om guns te kry by die gode. Nou kom Paulus en sê hy, ouens, hier's fout. Die kultuur van die dag, die gewoontes van die dag, het deel geword van ons lewe. Ons dink nie meer soos wat ons moet dink nie. Ons sien onsself nie meer soos wat ons onsself moet sien nie. En nou begin hy te skryf in Efesiërs 4, en hy skryf in vers 17 hierdie woorde. Hy sê, daarom sê ek met God se gesag. Jy hoor hom, nee, hy is sommer ernstig. Hy skryf nie, hy sê, hier's wat ek vir julle sê, hy sê, ek sê dit nou vir julle met God se gesag. Moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Hy sê, ek kyk na julle, hier het iets gebeur, die Here het jou lewe kom verander, maar die waardes, die gewoontes het kom hou vaskry in jou lewe, het iets gebeur wat jy gedink het, dis normaal. Hy sê, maar dit is nie. Hy sê, julle leef in 'n kultuur wat nie moet wees nie, moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink, is niks seggend nie. Paulus kom, hy sê, luister, julle beter nou vir my luister. Julle is besig op 'n pad te gaan met 'n kultuur wat nie pas by die karakter van God en die karakter van Jesus Christus nie. Hy sê, julle het iewerste uit ritme geraak. As jy van lees hou, wil ek jou aanmoedig om Atomic Habits te gaan koop. Dis 'n incredible boek oor gewoontes, Atomic Habits. Dis 'n wonderlike boek, jy gaan hom geniet. En in hierdie boek praat hulle oor hoe gewoontes gevorm word. Goeie gewoontes en slegte gewoontes. En hoe jy gewoontes kan afleer en goeie gewoontes kan aanleer. En is regtig 'n goeie boek, maar die kruks van die saak waaroor die boek eintlik gaan is om te sê, hoorie, wanneer jy gebore word as mens, is jou brein amper soos 'n oop stuk veld. En dan word jy gebore, klein babietjie. En soos wat jy jouself begin blootstel aan goeder, soos wat jy begin gewoond raak aan goed, begin daar 'n voetspoortjie kom in hierdie veld, hierdie oop stuk veld. En dan hierdie voetspoortjie word naderhand 'n voetpad, soos wat jy hom nou uittrap. En dan raak dit naderhand by jou 'n baie maklike gewoonte. Dink 'n bietjie aan die eerste keer wat jy skoene leer vasmaak het. Was moeilik, né? Gesukkel. Hassie, oortjie, hele stoortjie, daai storie. Was moeilik geweest om skoene vas te maak. Ek bedoel, Brandon sukkel nou nog. En dan skielik kom jy agter, ag, jy dink nie eens hier oor mee nie. Jy dink nou nie wat moet waar gaan nie. Hy gebeur net. Jy maak hom net vinnig vas. Skoen is reg, want jou voetspoortjie het 'n voetpad geword. Hierdie gewoonte het so sterk geword, jy dink nie eens, hoeveel van julle wat al lank in hierdie kampus aanbid, hoeveel van julle het al gedink hoe jy moet ry hiernatoe? Voor jy weer kry, is jy al hier gewees. Dit het net natuurlik gekom, want wat het gebeur? Jou voetspoortjie het 'n voetpad geword, dit het 'n baie duidelike roete in jou kop geword, en so werk dit met gewoontes in ons lewe, goeie gewoontes en slegte gewoontes. En die vraag wat ons moet vra is, waar is ons nou? Wat het in ons lewe gebeur in die afgelope seisoene van ons lewe? Wat is dit wat in ons lewe ons begin vorm het? En watse gewoontes het daar gekom wat dalk ons uitpas uitmaak met die karakter van God en met die karakter van Jesus Christus? En dan sê Paulus, wanneer jy uitpas is, moet dit nie doen nie. Hy sê, moenie op die standaard van mense leef wat in die dwaasheid van hulle gemoed optree en besluite neem nie. Hy sê, dis nie wie jy is nie. Hy sê, wanneer jy dit doen, vat dit jou na een pad toe, en dis die pad van verwoesting.
Paulus sê, luister, as ons net leef op die golf van die samelewing, as ons nou maar net gaan soos wat hierdie samelewing is, hy sê, wil hy jou waarsku, daar kan pyn kom, daar kan seer kom. Wat definitief gaan gebeur is, dit gaan jou nie vat na die lewe wat God in gedagte het vir jou nie, die tipe lewe wat God in gedagte vir jou het nie. Hy sê, hou op om net agter jou kultuur aan te loop. Dink dit, toets dit. Jy leef met 'n ander kultuur. En dan in vers 18, dan sê hy, hulle verstand is verduister. Omdat hulle onkundig is en onwillig is om tot bekering te kom, ken hulle nie die lewe wat God gee nie. Dis asof Paulus aan die een kant kry hulle jammer, en aan die ander kant sê hy, wel, julle stupid. Hy sê, julle verstand is verduister, julle sien nie, julle harte is hard, en julle wil nie reg lewe nie, julle is oorgelewe in die kultuur van die dag, dit het so sterk oorgespoel in jou lewe, en nou kom hy in vers 19, en sê hy, omdat hulle nie omgee vir wat reg of verkeerd is nie, gee hulle self oor aan losbandigheid en beoefen so gretiglik elke vorm van onreinheid. Nou weer eens, Paulus verwys na die kultuur van die dag, dit wat in die tempel gebeur het, hoe dit oorgespoel het na die gemeenskap toe, en dit wat in die gemeenskap gebeur het, hoe dit oorgespoel het na die tempel toe, en dan skryf hy, vers 20, en hier is 'n belangrike een, hy sê, maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Hy sê, dink 'n bietjie daaraan. Julle het nie Jesus so leer ken nie, so ek vertrou, daar was 'n dag in jou lewe wat Jesus in jou lewe gekom het, en hy alles in jou lewe kom verander het, waar jy kom red het, waar jy jou sy kind kom maak het, en waar Jesus vir jou sê, goed, ek het so begeerte, dat jy nou sal groei na die lewe toe, wat ek in gedagte het oor jou lewe, dat jy sal groei na wie ek is. Terloops, Jesus is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, hy is ook 'n voorbeeld van ons, want God het gesê, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak, en God het gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens gemaak, na sy beeld en gelykenis, so ons gemaak het. En ons weet die sondeval het gekom en het sy effek gehad, en daar was 'n dag wat Jesus gekom het, en hy het die sonde kom uitkanselleer in my lewe, en hy het my kom vergewe, maar wat jy en ek moet weet is, dat God wil nie net ons vergewe en die sonde wegneem nie, God begeer dat ons sal gaan na dit wat sy oorspronklike skepingsdoel was, gemaak na sy beeld en sy gelykenis. God wil dit hê, en in dit sê Jesus, dis die lewe. In hierdie lê die lewe, as jy dit ontdek, en dit het alles te doen met integriteit, om te leef soos wat hy wil hê ons moet leef. Hy sê, dis nie hoe julle Jesus leer ken het nie. Jesus was so anders. Anders as die kultuur van sy dag. Dink 'n bietjie daaraan, vrouens was niks gewees in die Nuwe Testament kultuur nie. Niks nie. Was 'n gebruiksartikel gewees, voor hulle mans gebuig het, geja en geamen. Een van die manne, gaan nie sê wie nie, een van die manne vra vir my nou dag, wat soek jy? Goeie vrou vir goeie bakkie. Toe sê hy, petrol of diesel. Vrouens was niks. Maar Jesus het gekom, en die ding wat Jesus gedoen het, is hy het onmiddellik die vrou na geregmatige plek, gelyk aan haar man, gelyk in menswaardigheid aan haar man, kom sit. Natuurlik verkondig die man 'n ander rol, en die vrou verkondig 'n ander rol, en ons kan daaroor praat, Efesiërs 5, ons kan verseker daaroor praat. Dis 'n ander rol, maar menswaardigheid is daar nie 'n ondergeskiktheid nie. Sal by Efesiërs 5 uitkom. Jesus het die rol van man wees kom herdefinieer. Hy het 'n totale ander kultuur kom gee van hoe 'n man lyk. Die values van 'n man, die waardes van 'n man. Jesus het dit kom herdefinieer. Dink 'n bietjie aan leierskap. Jesus het leierskap totaal en al kom herdefinieer. Die volgende oomblik toe sien jy hoe kom Jesus, en hy haal die handdoek uit, en hy bring 'n emmertjie, en hy is besig om voete te was, en hy sê, ek is besig om leierskap te herdefinieer. Jesus was totaal anders as die kultuur van sy dag. En hy sê, nou kom Paulus in vers 20 en sê, maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. En dan gaan hy verder in vers 22, dan sê hy sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Jy moet 'n nuwe ritme in jou lewe kom.
Jy moet anders te begin dink, jy moet in jou gedagtes met dit begin te werk. Ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan. Hy gebruik hierdie metafoor van skoon klere om vir ons iets van 'n nuwe ritme te kom vertel. Hy sê die mens wat na God se beeld geskape is, iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. En Paulus nooi ons skielik in. Hy sê ouens, hier's 'n nuwe ritme. Hierdie ritme is soos wat jy elke dag skoon klere aantrek. So kom jy elke dag en jy trek hierdie nuwe identiteit aan van wie jy in God is, wie hy is, wie jy in hom is. Jy begin om jou gedagtes, met jou gedagtes te werk. Jy begin om anders te dink, te leef, op te tree. Hy sê dis iets wat ons gereeld moet doen, soos klere aantrek. Ek weet nie of ek hou nou nogal van hierdie extreme makeovers, nê. Waar hulle soms so boemie van die straat afvat. En dan begin hulle om 'n goeie bad te gee. Skeer die baard. Sit die hare mooi in 'n styl. Trek vir mooi klere aan. Jy kan nie glo die transformasie nie. En ek sien hoe sit daai ou. Hy het niks meer te doen nie. Hy sit in hy stoel, hy kyk in hy spieël en hy hou die ou dop wat besig is om te werk. En hierdie is amper die metafoor van om ritmes te verstaan in ons lewe, is dat terwyl ons kyk en ons sien Jesus Christus raak, ons kyk na hom, nie net die een wat 'n voorbeeld vir my is nie, maar die een wat die voorbeeld van my is. Ek aanskou hom, my oë is op hom, want hy is die een wat vir my kom sê wie ek is, waarheen ek op pad is, hoe ek moet lyk. En ek kyk na hom, en ek kyk intentioneel, met oë wat wil sê, ek wil wees soos wat hy is. In daardie oomblikke wat jou hart begin kyk, met oë wat sê, ek wil so wees, is daar iets wat gebeur, iets bonatuurlik, is dit die Heilige Gees wat begin kom, en hy kom begin werk in jou lewe en sê, goed, hierdie gaan nie net 'n menslike poging wees nie, dit gaan nie net jou eie vermoë wees nie, ek gaan in jou kom werk, ek gaan deur jou kom werk. 'n Goeie wegtrek is dat jy die begeerte sal hê, 'n goeie wegtrek is dat jy die oë op die regte plek sal hê, en dan kom die Heilige Gees, en hy begin om die veranderinge in jou lewe te werk. So kom ons sluit af met 3 lekker praktiese punte. Punt nommer 1, leer wat dit beteken om jou denke te vernuwe. Vernuwe jou denke. As ek 'n ander voorbeeld kan vat, ons brein is soos 'n leaseerkabinet. As jy gebore word, is hy leeg. En dan word die eerste failtjie ingesit in daai leaseerkabinet. En as kinders, baie keer is daai eerste file, mamma, papa. Ek weet nie wat het fout gegaan by ons huis nie, want ek is Henny. En op al die video's sê ek, kom na papa toe. En tot vandag toe is ek Henny en Antoinette is mamma. So daai leaseerkabinet is daar. En hy spoortjie word gestap word in die oop veld, word 'n voetspoor. Dit word al hoe duideliker. En dan soos wat die lewe gaan, sit ek al hoe meer files in, meer files in, meer files in, meer files in. En partykeer van hierdie files vat ons na verkeerde gewoontes toe. En ons het nodig om die leaseerkabinet te herrangskik. Ons het nodig om te sê, Here, kom help my. Hierdie is iets wat die Heilige Gees in my moet doen en deur my moet kom doen. Kom herrangskik gewoontes in my lewe wat so gewoond geraak het. Help my om te verander. Weet jy hoe kragtig is gewoontes? Kom ons doen 'n lekker praktiese illustrasie. Vat gee jou hande en dan sit jy dit net so in mekaar. En dan hou jy dit net so. Hou dit so in mekaar. Wie se linkerduim is bo? Maak so. Maak so. Wie se regterduim is bo? Die ander helfte, nê? Okay, nou jy wat jou laat jou die duim wat nou bo is moet nou onder wees. So ruil gee jou hande om. Laat dit net gou. Ruil gee hom. Sukkel 'n bietjie nou, nê? Dit is nie so maklik soos die eerste keer nie. Want wat het gebeur? Ek het so gewoond geraak. My leaseerkabinet het so dik geraak. Nou is dit 'n maklike gewoonte. Ek kan maklik, maar as ek hom anders moet doen. En weet jy wat? Ouens sê as jy jou skoene gaan aantrek, gaan jy baie keer dieselfde skoen altyd eers aantrek. Absoluut. Gaan die eerste skoen. Jy gaan altyd die gewoontes vorm so sterk en Paulus sê ouens, jy moet weet
Dat baie keer as gevolg van die kultuur van die dag, raak ons al gewoond aan gewoontes wat ons wegvat van Christus se karakter en nie na Christus se karakter toe. En sonder dat ons dit besef, eindig ons op 'n plek wat nie 'n plek van integriteit is nie. Hy sê, en wees versigtig daarvoor. Paulus sê, wanneer jy daar is, het jy nodig om te verander, en jy het nodig om God te vertrou. Nou, ek het groot geword in 'n kerk, wat my geleer het om die gewoontes van my lewe te verander, het hulle my altyd gevat na die wet toe. Die moets en die moenies. Ons het reëls gehad. Ons het 'n klomp reëls gehad, moets en moenies. En hier is die ding, ek het nooit aan geslaag om by die moets en die moenies te hou nie. As ek my weer kry, het ek die moets en die moenies gebreek. Ek kon dit net nooit hou nie. Ek was nooit suksesvol. Nou moet ek sê, party reëls was absoluut belaglik geweest. Ek hoef nou nie weer op dit te gaan nie, maar Jesus kom en die Nuwe Testament kom en dan sê hy, gaan jou nie vat na die reëls toe nie. Ek gaan jou vat na 'n ander ritme toe. Ek gaan jou vat na 'n ander fokus toe. Jesus in die Nuwe Testament leer ons dat ons moet leer om anders te begin dink. Dink anderste. Laat toe dat God jou denke vernuwe, dat daar iets in jou denke gebeur, want in die verandering van jou denke is daar transformasie in jou lewe. Dink anderste. Nou om anderste te dink, bring dit by ons by punt nommer 2, is, jy het nodig om te besef wie jy is. Jou karakter, jou identiteit, waarmee Antoinette verlede week gepreek het. Wie is jy? Wat het God kom doen? Wie is jy in hom en hy in jou? So word wie jy is. Jy het nodig om op 'n ander manier te dink oor wie jy is en jy het nodig om te word wie jy is. Ons het nou gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis en die see, die voëls en die lug, die maak die wilde diere en al die diere wat op aarde kruip. God het die mens gemaak, man en vrou, na sy beeld en sy gelykenis, en hy het alles kom doen om het te herstel, hierdie beeld wat hierdie sonde skeef getrek is, sodat ons weer dit kan word. Word wie jy is. Jy's 'n kosbare kind van die allerhoogste God. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees. God woon in jou, werk deur jou. Hy is met jou. Jy is syne, 'n heilige priesterdom. En soms vergeet ons wie ons is. Daar is nie vir my 'n lekkerder storie as die Lion King om na te kyk nie. En hy het hierdie kort uittreksel wat so treffend is wanneer dit kom by word wie jy is. Sal jy bereid wees om gou saam met my stukkie Lion King te kyk? Look down there. That's not my father. It's just my reflection. No. Look hard. You see, he lives in you. Father? Simba, you have forgotten me. No. How could I? You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You are my son, and the one true king. Remember who you are. No! Please! Don't leave me! Remember. Father! Remember. Don't leave me. Remember.
What was that? The weather. Very peculiar, don't you think? Yeah. Looks like the winds are changing. Change is good. Yeah, but it's not easy. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I've been running from it for so long. Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah, you see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. No, not a stick. Hey, where are you going? I'm going back! Good. Go on, get out of here. Julle kyk nou so lekker. Efesiërs 5 vers 8. Julle lewe was vroeër nag, nou egter deur julle verbondenheid. Hy het in ons kom huis maak, ouens. God is nie 'n toerist wat sy tassies gepak het en 'n rukkie in jou lewe kom leef nie. Hy het kom woning maak in jou. Ons is in hom, hy is in ons. Hoe verfrissend is dit nie? Om te weet hy leef in en deur ons. Deur julle verbondenheid met die Here is julle inderdaad die ene lig. Leef dan soos mense van die lig. Wandel in hierdie nuwe realiteit. Gaan wandel in hierdie nuwe identiteit van wie jy is. En kan ek net vanmôre vir jou sê, die grootste foute van die verlede moet sy knie buig voor hierdie nuwe realiteit. Jou grootste verleenthede moet sy knie buig. Die grootste uitdagings moet sy knie buig voor hierdie realiteit van wie jy in hom is. Ek was duisternis, ek is nou lig. Ja, verander hoe jy dink, word wie jy is en laastens, jy is nie alleen nie. Nooi die Heilige Gees om die werk in jou te kom doen. Hy wil. Terug na die Weermag Orkes voorbeeld. Ons het 'n dirigent gehad. Terloops, een van die dirigente wat ons gehad het, was die jongste ou wat ooit die Simfonieorkes in Suid-Afrika gedirigeer het. Hy het ons musiek vir ons geskryf. Maar ons het altyd, as ons geoefen het, as ons nou gemarseer het, kon jy dit nou nie gedoen het nie, maar as ons geoefen het, dan het hy gewys, hier 'n bietjie meer, daar 'n bietjie minder, hier kom hierdie instrumente en daai. Hy het vir ons kom dirigeer en presies net so kom die Heilige Gees en sê, vra my, laat my toe, ek wil die dirigent van jou lewe wees. Ek wil jou help om te verstaan waar 'n bietjie meer, waar 'n bietjie minder, waar 'n bietjie voller. Ek wil jou wys hoe om op te tree, wat om te doen, wat om te sê, en ek sal die werk in jou kom doen, as jou hart in begeerte is om te verander. Ja, as ons opstaan met die begeerte om nie die Heilige Gees te leer te stel nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan ons altyd in pas wees, in ritme wees, met wat God in gedagte het oor ons lewe. Philip Brooks, 19de eeuse kerkleier, het geskryf te sê, character is made in the small moments of our lives. In die klein oomblikke van jou lewe word karakter gebou. Ouens, is nie hoe goed jy presteer nie. Prestasie gaan ons nie help nie, dis nie jou eie vermoë nie. Is nie behavioral modification nie. Is ek begin hom aanskou. Ek sien wie hy is. Daar's 'n begeerte, ek word wie ek is en die Heilige Gees kom en verander my. Galasiërs 5 vers 16. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ek wil vra dat Antoinette vir ons kom afsluit met 'n spoken word en dankie Antoinette dat jy vir ons voorberei het om iets oor dit te kom sê. Hierdie is 'n gedig wat ek geskryf het vir die City Changers Conference, Where the Glory Dwells. I used to knock cautiously, as if grace came with a gate code and mercy had a visiting hour. Lord, can I come in? And he whispered, child, I never locked the door. And I approached it like a stranger, a suitcase soul, unpacked and unsettled, treated God's glory like a holiday rental, beautiful but temporary.
But then the veil tore and the curtain split like heaven shouting, "Come home." And suddenly, I wasn't outside anymore, but I was in. Inside the heartbeat of the Trinity, not tolerated, but treasure hunted, placed in the glory where love has always lived. And I asked, well, why me? And he said, because I dreamed of you before time began. He didn't just forgive me, but he relocated me. He didn't just cleanse the door, but he carried me into the living room of divine communion. And there, I found my name stitched on the pillow and my place set at the table, and his eyes saying, "You're not visiting, but you belong." Glory, it turns out, is not a future skyline, but it is my current address. And the radiance between the Father and the Son is now resting on me. You see, glory is not earned. It is inherited. And it's not for the worthy, but it makes you worthy. We are the temples. We are the echoes. We are the mirrors of His magnificence. Our breath, borrowed from the same Spirit that hovered at creation. And still I hear Him say, live from here, not from fear, not from performance, but from presence. Because when you know where you live, you don't beg at the door, you just open it. And when you know whose you are, you don't strive for love, but you shine from it. So today, I unpack. No more spiritual couch surfing. I burn the suitcase of striving, and I delete the reservation of religion, and I walk barefoot on holy ground, and I call it home. Because I live where the glory dwells.